by NG Kerk Vorentoe se erediens. Goeiemôre gemeente. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees het jou onvoorwaardelik lief. Genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle wat hier teenwoordig is. Mag julle die warmte, die teenwoordigheid en die onvoorwaardelike liefde van God in hierdie erediens ervaar. Net so 'n paar afkondigings. Soos julle weet, is ons besig met die 10de maand dankoffer. Ons loop hom tot so ongeveer Januarie. So as jy nog graag 'n bydrae wil maak, daar sal julle sien wat ons mikpunt is om ons begroting te laat klop en dit is waar ons tans trek. So as dit nog op jou hart druk, asseblief dra ook by vir die 10de maand dankoffer. Dan, ek herinner julle dat ons hierdie jaar ons Kerssangdiens in die oggend het, so die 30ste November om 9:00 in die oggend erediens is ons Kerssangdiens. So asseblief hou daai datum oop, asseblief kom sing saam met ons en kom ervaar die Kersvreugde. Van nou af tot dan sal ons elke oggend in die voorsang Kersliedere sing sodat ons solank ons stemme opwarm en oefen. So kom gerus so 'n bietjie vroeër en kom sing in die voorsang lekker Kersliedere saam. Ons vra ook as jy enige ou Kersversierings het en Kersliggies het wat by die huis lê, wat jy nie meer gebruik nie, asseblief oorweeg om dit vir die kerk te skenk. Ons wil graag 'n klomp versierings opsit en dit regtig soos Kersfees hier by ons ook laat lyk. So asseblief as jy enige Kersversierings, Kersliggies het wat jy nie meer gebruik nie, bring dit vir ons. Dan herinner ek julle daaraan dat ons 'n klerebank hier by die kerk het en ons klerebank se voorrade is tans so bietjie min. Ons het in besonder 'n behoefte vir klere vir mans nommer 34 en kinders seuns 11 tot 12 jaar. So as jy dalk klere het wat in hierdie kategorie val of enige ander ou klere het wat jy nie meer gebruik nie, maar wat nog in 'n goeie toestand is, asseblief skenk dit vir die kerk sodat ons so ook ander gesinne weer daarmee kan help. Dan herinner ek julle, die Kierie Klub is gedurig besig met 'n gebakkery sodat ons koekiekaste kan vol wees en hulle doen dit vir hulle eie fondsinsameling om hulle eie uitstappies te befonds. So tans is hulle besig om bestellings te neem vir vrugtekoek, lekker Kers vrugtekoek en julle kan ook bestellings vir gemmerkoekies of soetkoekies by hulle plaas. So enige een van die Kierie Klub komitee lede. Dit is Lizelle Elliot, Tannie Henna Kotse en ook Judy Zwaan. So by enige een van hulle of by die kerkkantoor plaas jou bestelling vir vrugtekoek of vir soetkoekies en gemmerkoekies vir hierdie Kerstyd. Al die Kierie Klub lede, so dis almal wat bo 60 is, al is jy nie dalk tans op die Kierie Klub groep nie, al het jy nog niks saam met die Kierie Klub voorheen gedoen nie. As jy 60 jaar oud of ouer is, word jy uitgenooi na hierdie heerlike afsluiting, hierdie heerlike Kersete en dan is dit 'n heerlike 3-gang maaltyd en dit gaan jou slegs R80 kos. En as jy dalk 'n vriend of vriendin wil saambring wat nie deel is van ons gemeente nie, dan gaan dit vir hulle R100 kos. So jy is welkom om enigiemand saam te nooi van enige gemeente. Ons gemeente betaal R80 en enigiemand buite die gemeente betaal dan R100. Asseblief laat weet daar weer eens die kerkkantoor of sommer direk vir Lizelle as jy dan saam gaan kom eet op die 28ste November.
Dan volgende Sondag, dis so bietjie vroeër as wat ons op die kalender aangedui het, maar volgende Sondag is ons Kaalvoet Kategese afsluiting. Ons skuif dit so klein bietjie vroeër, omdat ons weet julle is ongelooflik besig met eksamens en voorbereidings en assesserings. So volgende Sondag gaan 'n lekker Sondag wees. Ons gaan sommer roomys eet na kerk en die gaan die poppekas in die erediens wees. Dit gaan ook ons laaste rukkie wees in 'n baie lang tyd wat die poppekas is. So kom geniet 'n kindervriendelike erediens en dan kom eet julle sommer lekker roomys na kerk. So asseblief ons nooi almal uit. Dit is regtig almal kinders, die kinders, die kleuters, die graad 1s tot die graad 11s. Almal nooi ons uit om saam te kom roomys eet met die Kaalvoet Kategese afsluiting. Dan, almal wat verjaar hierdie week, as jou naam nie op die bord is nie, steek maar in elk geval jou hand op. Ons het 'n hele klomp mense wat sommer vandag verjaar, en as hulle in die kerk is, mag hulle sommer 2 sjokolades kry. Soos Tannie Connie is vanoggend hier, sy mag 2 sjokolades kry. Pieter, Dewald, Melanie is ook hier, sy mag ook 2 sjokolades kry. Joanne, Andrei, Nico, Dominee Nico Ber, Joseph, Arlene, oom Pieter en Karen Brits. As julle hier is, steek julle hande op. Ja, daar by die Hiels familie mag hulle sommer 2 sjokolades kry, want hulle kom op hulle verjaarsdag kerk toe. Ons eintlik groter sjokolades vir hulle gehad het. Joanne mag ook 2 sjokolades kry, want sy is ook vandag in die kerk. Jy moet lekker verjaar, Joanne. Daar agter, Arlene moet ook nog 'n sjokolade kry. Hier agter behoort nog sjokolades te wees. Arlene, hulle gaan nou vir jou sjokolade bring, hoor. Hulle het jou gesien, jy hoef nie jou handjie op te hou nie. Hier van bo af toe maar Justin, hier kom iemand met 'n sjokolade. Het almal sjokolades gekry? Enigiemand oorgeslaan? Daar agter is oom Pieter ook oorgeslaan. Heinrich hier agter vir Arlene en dan daar agter vir oom Pieter. Almal wat verjaar sjokolade gekry. Julle moet verskriklik lekker verjaar hierdie week. Ek hoop julle eet genoeg koek. Het oom Pieter nou een gekry? Nog steeds nie. Oom Pieter daar agter nog net 'n sjokolade kry. Ek kan met pa se handleiding sien, oom Pieter gaan nou 'n sjokolade kry. Kom ons gaan so lank aan. Op ons bidbel en besoeklys hierdie week, Heinrey Barnardo, ons koster, was hierdie week in die hospitaal gewees met varkgriep. Dit het regtig op 'n stadium nie lekker gegaan met hom nie, maar hy sterk tans tuis aan, so teen donderdag is hy weer op sy pos. Tannie Santa Hiels is tans in die hospitaal. Sy gaan vandag kamera sluk, so hulle is nog besig met toetse met haar, so kom ons bid vir haar, en as jy in die dorp is, gaan maak sommer 'n draai daar by haar, gaan kuier 'n bietjie vir haar. Tannie Rita herstel nog al die tyd tuis. Sy is nog besig om te herstel na leweroorplanting, en Tannie Ina van Vuren is ook nog besig met haar chemo. So kom ons bid asseblief vir hierdie mense, en weer eens, as julle van enigiemand weet, en ek weet dalk nie van hulle nie, laat weet my, laat weet die kerkkantoor, of laat weet een van die kerkraadslede, dat ons tog net saam met julle kan bid. En gemeente, as daar goed is waarmee jy dalk worstel, en jy wil dit graag nie hier hê nie, maar laat weet my maar nog steeds. Ek wil nog steeds saam met jou bid. Jy kan regtig die vrymoedigheid neem om vir my te sê, jy wil nie graag jou naam op die bord hê nie, maar dan kan ons nog steeds saam bid. Kom ons word vir 'n oomblik rustig en ons nader net tot die Here. Vader, Seun en Heilige Gees, dis vir ons so groot voorreg om te weet dat U ons liefhet met 'n ware, volmaakte en opregte liefde. Dis vir ons so groot voorreg om te weet, maak nie saak hoe sondig ons is en hoeveel foute ons maak, en eintlik hoe ons glad nie genade verdien nie, is U genade nog steeds vir ons genoeg. Dankie Here dat ons in 'n besige tyd in die boerdery, in 'n besige tyd van die jaar, in 'n tyd waar
daar baie eksamens geskryf word in 'n tyd waar almal skarrel om die jaar se dinge te voltooi, dat ons vir 'n oomblik kan kom rus in U teenwoordigheid. Here, ons wil bid saam met die boere. Ons weet dat die pryse nie is wat na wense nie, en ons vra dat U daar ook sal intree. Maar Here, ons weet ook dat hier baie boere is wat angstig wag om te stroop, boere wat nie klaar gestroop het nie, boere wat nog eers begin stroop het nie, en dat daar angstigheid dalk iewers in hulle binneste leef, en ek vra dat U hulle rustig sal maak, en Here, dat U die son sal laat skyn daar waar die son moet skyn, dat U die lande droog moet maak daar waar dit droog moet wees. Maar Here, ons vra ook dat U reën sal stuur daar waar die reën moet val, want Here, ons weet daar is soveel boere in ons land wat nog reën nodig het ook. Here, ons vra dat U in hierdie besige doltyd ons gesinne sal veilig hou, ons gesinne sal oppas, gesinne wat op die paaie gaan, veilig by hulle bestemming sal bring. Here, ons vra in hierdie tyd waar almal so bietjie meer moeg is, dalk so bietjie meer krapperig en geïrriteerd is, dat U rustigheid oor elkeen sal bring. Ons vra, Here, dat U ook ons gemeente sal aanhou seën, dat U kerk in stand sal hou soos wat U altyd doen. Dankie Here dat ons kan bid vir ons leierskap, dankie Here dat ons kan bid vir ons gemeente, dankie Here dat ons kan bid vir ons gemeenskap. Here, ons wil ook bid vir elke persoon wie se naam op daardie voorbiddingslys was. Wees by Heinrey dat hy volkome sal herstel en sy kragte sal terugkry, sodat hy weer volstoom kan werk. Wees by Tannie Santa dat hulle vir haar ook antwoorde kan gee en dat sy ook die regte behandeling sal kry en dat dit met haar ook weer baie goed sal gaan. Hou vir Tannie Rita veilig, Here, gee vir haar die krag om aan te hou veg met hierdie gesondheid, met hierdie herstel, en ons vra, Here, dat U haar sal seën daarin en haar geduldig sal maak, sodat sy geduldig hierdie gesondheidspad sal loop. Here, vir Ina van Vieren bid ons ook regtig krag toe, krag wat sy nie altyd in haar liggaam voel nie. Dankie Here dat ons in Psalm 138 lees, dat U ons innerlik krag gee en ons innerlik sterk maak, en daarom vra ons dat U dit vir haar ook sal doen. Here, en ons bid ook vir Tannie Fikie. Ons het nagelaat om haar naam hier op die lys te sit, maar Here, ons weet sy was ook in die hospitaal en sy het ook 'n worsteling tans met haar gesondheid, maar dankie Here vir haar positiewe gees. Dankie Here dat U haar soveel krag gee om aan te hou veg en nooit moedeloos te wees nie en nooit haar situasie as hopeloos te sien nie. Dankie vir haar vriende en familie wat haar ook ondersteun. En Here, dit bid ons ook vir al hierdie mense. Help ons as 'n gemeente om hulle ook te dra in gebed en te ondersteun daar waar ons kan. Here, ons dra hierdie erediens aan U op. Ons vra dat U ons 'n gees van luister sal gee, soos wat ons besig is met 'n seisoen van luister. Ons vra dat U ons ontvanklik sal maak vir U woord. En ons vra, Here, dat ons 'n bietjie ryker hier uit mekaar sal gaan. Amen. Kom ons staan en dan sing ons 2 liedere, lied 215, besing die lof van Jesus saam. Daarna gaan ons 'n lied sing wat ons baie goed ken, maar nog nie noodwendig gesing het hier nie. Saggies en teer is die roepstem van Jesus. Daarna kan julle weer julle plekke inneem.
Ons lees vanoggend saam uit Johannes 13. Ons gaan vers 31 tot 38 daar saam lees en ons lees uit die 1983 vertaling. Kom ons lees saam vanaf vers 31. Nou wat gebeur het hier? Net so 'n bietjie konteks oor waar ons trek. Die disippels en Jesus het saam aan tafel gesit en Jesus het gesê dat iemand hom gaan verraai. En die disippels was so half verbaas daaroor en het nie geweet wat hy bedoel nie en Jesus het gesê die een saam wie hy sy brood in die sous steek, daai een gaan hom verraai. En Jesus het dit toe nou met Judas gedoen en so het die disippels nog steeds nie verstaan nie. Hy het vir hulle die beeld gegee en hulle het nog steeds nie verstaan nie en toe sê Jesus vir Judas: "Dit wat jy wil doen, moet jy gou doen." En Johannes beskryf dit as die duiwel het toe in daardie oomblik in Judas ingevaar en Judas is uit die vertrek uit en hulle sit nou nog daar. Hulle sit nou nog daar en besig om te eet en dit is dan wat nou hier verder gebeur, die gesprek. Vanaf vers 31. Toe Judas uit is, sê Jesus: "Nou word die Seun van die mens verheerlik en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik en hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle. Dan sal julle my soek. En soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook. Waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is." Simon Petrus vra toe vir hom: "Here, waarheen gaan u?" Jesus het hom geantwoord: "Waarheen ek gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg." Toe sê Petrus vir hom: "Here, hoekom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u aflê." "Sal jy jou lewe vir my aflê?" vra Jesus. "Dit verseker ek jou, nog voor die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon." Ek nooi dan al die kindertjies, kom sit gou by my. Nou die heel eerste en belangrikste vraag wat ek julle vanoggend gaan vra, is sien ek julle almal volgende week. Gaan julle kom? Hoekom klink jy onseker? Jy moet sê ja, ons gaan hier wees. Ons gaan poppenkas kyk, ons gaan kom lekker sjokolade en roomys eet. Ag Bella, jy gaan kom. Jy gaan sien dit gaan so lekker wees. Julle moet maar kom. Julle moet onthou, sê vir mamma en pappa, sê vir tannie Alice, volgende week kan julle nie mis nie. Julle moet hier wees. Dan wil ek julle nou baie moeilike vraag vra en ek dink as ek vandag die groot mense sou vra, sou hulle ook gesukkel het. So kom ons kyk of julle kan antwoord. Wat is liefde? Ja, Bella? Wat is liefde? Jy moet vir almal lief wees. John Ray? Is iets wat jy vir mense wys? Ja? So vir mekaar drukkies gee en vir mekaar iets gee? Ja. Omgee. Jy's heeltemal reg, Daniel. Nou dink julle, kom ons sê, wie dink julle is lief vir julle? Kom ons begin daar. Wie dink jy, wie's lief vir jou? Jesus. Wie's nog lief vir jou? Ons ma en ons pa, ja, en wie nog? Ja, Bella? Oupa en ouma, John Ray, God, Daniel, Boetie en Sissie. Is dit wat jy ook wou sê?
Ja, daar's baie mense wat vir ons lief is, nê, en ons maatjies is ook lief vir ons net bietjie anders, nê. Nou kom ons vat vir mamma. As mamma lief is vir jou en sy doen iets wat jou hart seer maak. Mamma is lief vir jou, maar sy raas met jou omdat jy haar bak gebreek het en dit was nie jy nie. Dit was die hond wat die bak afgestamp het, maar mamma raas baie kwaai met jou. Beteken dit sy is nie meer lief vir jou nie? Is jy dan nie meer lief vir haar nie? Bly jy lief vir mamma, al is sy onnodig kwaai met jou? Nog steeds. Nou wat van as mamma 3 keer in 'n ry met jou raas oor iets wat jy nie gedoen het nie? Bly jy dan nog steeds lief vir haar? Regtig, julle almal. Nog steeds, al die tyd. Nou weet julle, dit is wat so belangrik is. Dis wat Jesus ook sê. Jesus sê ek is bitterlik baie lief vir jou. En al maak jy foute, al doen jy die verkeerde goed, bly ek lief vir jou. En weet julle maatjies, partykeer is ons as mense nie so mooi met mekaar nie. Ons bly lief vir mamma al is sy verkeerd, maar ons maatjie sê net een dag iets lelik vir ons, dan is ons sommer kwaad vir ons maatjie, dan wil ons nie meer met hulle maatjies wees nie. En is dit die regte ding? Nee, dit is nie die regte ding nie. Ons moet lief bly vir mense al maak hulle foute, want presies soos julle nou gesê het, liefde is omgee, liefde is iets om vir mekaar te doen, liefde is drukkies, liefde is al hierdie mooi goed. Liefde is nie jy moet perfek wees nie, nê. So hierdie week moet julle al daai maatjies waarvoor julle al gesê het jy is nie meer my maatjie nie want jy was lelik. Vir al daai maatjies gaan sê ek is jammer, ek is lief vir jou. Sal julle dit kan doen? Sal julle dit kan doen? O, daai seun dink nie hy sal dit kan doen. Die seun sê nie vir mekaar ons is lief vir mekaar nie, nê. Dis bietjie moeilik. Maar sê jy kan jammer sê. Dis goed genoeg. Alright. So ek gaan vinnig vir julle bid en dan daar agter is so mooi, dan kry julle by hom 'n lekkertjie en dan gaan hou julle so bietjie kinderkerk. Ons is dan seker op ons laaste kinderkerk ook as volgende Sondag 'n kinderdiens is en dan is dit amper skoolvakansie. So kom ons bid gou saam. Dankie Here dat al hierdie maatjies verstaan wat liefde is. Dankie dat hulle weet U is lief vir hulle, maak nie saak wat hulle doen nie, selfs al doen hulle die verkeerde goed, selfs al sê hulle die verkeerde goed, bly U lief vir hulle. En dankie Here dat hulle vandag ook sal lief wees vir ander mense en ook in die week wat kom, selfs al maak die mense foute. Here help ons as groot mense om dieselfde te doen, om die genade wat U aan ons betoon ook vir ander te toon. Om vir ander lief te wees, omdat U ons eerste lief gehad het. Amen. Geniet kinderkerk. Gemeente, een van die bekende spreekwoorde wat ons sommer gereeld vir mekaar sê, is die mense wat die naaste aan jou is, maak jou die seerste. En ons het dit ook al baie ervaar, mense wat jy vertrou, mense wat jy liefhet, hulle maak die seerste. En C.S. Lewis het die volgende gesê: To love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will be wrung and possibly broken. If you want to make sure of keeping it intact, you must give it to no one, not even an animal. Wrap it carefully around with hobbies and little luxuries. Avoid all entanglements. Lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness. But in that casket, safe, dark, motionless, airless, it will change. It will not be broken. It will become unbreakable, impenetrable, irredeemable. To love is to be vulnerable. So wat C.S. Lewis hier sê, is uiteindelik, as ons lief het, kan ons seer kry. As ons lief het, is ons kwesbaar, dan is ons breekbaar, dan maak ons dit moontlik, dat ons kan seer kry, selfs al is jy net lief vir 'n dier. Enige een van julle wat nou al 'n hondjie of 'n katjie of 'n diertjie gehad het, vir wie jy verskriklik lief is, weet hoe ongelooflik seer dit kan maak, as daardie diertjie die dag nie meer daar is nie. Uiteindelik sê hy, as jy jou hart toesluit, en dit vir niemand gee nie, vir geen dier nie, vir geen mens nie, dan sal jy waarskynlik nie seer gemaak word in liefde nie, dan is jy waarskynlik minder kwesbaar, maar dis selfsugtig. Dis selfsugtig, en buiten dat dit selfsugtig is,
gaan jou hart verander. Jou hart gaan hard word. Jou hart gaan sterf. Hy beskryf dit nogal airless, motionless, dark, safe. So uiteindelik gaan jy nie meer 'n hart oor hê nie. En uiteindelik is dit die teendeel vir waarvoor ons as Christene geroep word. Ons word geroep om lief te wees, om mense lief te hê. En wanneer Jesus hier met sy disippels praat, probeer hy daardie selfde idee by hulle tuis bring. Om lief te hê maak jou broos. Om lief te hê maak jou broos, dis die mooi en die lelike kant daarvan. Dis wat seer maak, maar dis ook wat ons hoop gee. Dis dan eintlik so wonderlik dat jy in liefde broos by iemand kan wees. Dat jy iets van jou brose self met iemand kan deel, iemand daarmee kan vertrou. En ja, partykeer maak dit dat jy wel seer kry, partykeer maak dit dat jy wel stikkend in 'n situasie staan en wonder hoe jy hier gekom, maar sou jy dit eerder nie wou hê nie? Sou jy eerder nie daai liefde wou hê nie? My boetie was 17 jaar oud, toe sy oorlede. En dit was 'n baie moeilike tyd. Ons het regtig worstelings gehad en in jouself het jy heeltyd 'n klomp vrae gevra en dis 'n diepe seer wat jy regtig nie in woorde kan beskryf nie. En van julle hier verstaan dit. Van julle hier het al kinders begrawe, van julle hier het al broers, susters begrawe, van julle hier het al julle eggenoot begrawe. En elke seer is 'n ander seer, maar in daai tyd het ek vir een van my professors by die universiteit gevra, maar dis nie dat ek wonder oor God of God se bestaan of God se liefde of enigiets van dit nie, maar hoekom laat God soveel seer toe? Hoekom moet ek deur hierdie seer gaan? En sy het vir my gesê, maar jy gaan deur hierdie seer omdat jy lief was vir jou boetie. Sy sê, en hy was 17 jaar vir jou geleen, wat baie kort is, sou jy dit eerder nie wou hê nie? Sou jy eerder wou hê, daai 17 jaar wat jy gehad het, moes nie so wees nie? Natuurlik was die antwoord daar maklik. Ek vat eerder daardie 17 jaar saam met die seer wat uiteindelik kom, as om dit nooit te gehad het nie. En dis wat liefde is. Liefde maak jou broos, liefde maak jou kwesbaar, liefde maak jou seer. Maar ons vat nog steeds eerder die liefde, saam met hierdie seer wat saam met dit kan kom, as om dit nie te gehad het nie. En hier sit Jesus en hy's in gesprek. Judas is uit die vertrek uit. Vir Judas wil ek amper sê, was daar nie hoop nie. Judas het teen Jesus gedraai. Ons lees ook nie baie verder van Judas nie, want Judas het teen Jesus gekies. Dit moes seer gewees het. Dit moes nie lekker gewees het nie, maar daar's Judas uit. En dan gesels Jesus met die disippels wat oor is. En soos hy met hulle gesels, sê hy vir hulle, maar ek gee vir julle hierdie nuwe opdrag, hierdie nuwe gebod, 'n basiese opdrag wat baie eenvoudig klink. En hy sê, wees lief vir mekaar. Hier sê hy nog nie eers gaan wees lief vir die hele wêreld nie. Hier sê hy, wees lief vir mekaar, soos ek julle lief gehad het. En as julle lief is vir mekaar, sal die wêreld julle erken as my disippels, as my volgers. Baie eenvoudig. Ek wonder nogal baie daaroor, in die kerk, kan ons sê, ons is ten minste hier lief vir mekaar. Ons as mense worstel nogal met liefde. Maar kan ons ten minste sê, in ons gesin is ons regtig lief vir mekaar. In ons groter familie is ons regtig lief vir mekaar. In ons kerk is ons lief vir mekaar. Want as ons ten minste hier in hierdie spasie reg kry om regtig lief te wees vir mekaar, is dit 'n getuienis daarvan dat ons disippels van Jesus is. Dat ons hom volg in alles wat ons doen. Maar soms faal ons, soms kry ons dit nie eers reg nie. Maar Jesus sê, wees lief vir mekaar. Jesus sê nie, wees lief vir mekaar solank jy alles reg doen, wees lief vir mekaar solank daar nie foute is nie. Jesus sê nie eers, stem altyd saam met mekaar nie. Jesus sê nie eers, moet nooit verskille hê nie. Jesus sê, wees lief vir mekaar. En Jesus sê, die pad wat ek nou moet loop, kan nie een van julle nou loop nie. En dan reageer Petrus. En Petrus sê, maar ek sal self sterf vir u. En Jesus sê, sal jy? Sal jy regtig vir my sterf? Jesus sê vir hom, dat die pad wat ek nou loop, kan jy my nie nou volg nie, maar jy sal later. En dit is baie belangrik, Jesus sê eers vir die groot groep disippels, julle kan nie nou gaan waar ek gaan nie.
En dan sê hy vir Petrus, jy gaan waar ek gaan, maar nie nou nie. En ons weet Petrus het die pad van lyding gevolg, Petrus het die pad gevolg waar hy gaan verkondig het, en Petrus het Jesus gevolg selfs in 'n martelaarsdood, in 'n kruisiging. Petrus het in Jesus se spore gevolg, later. Maar in daai oomblik was Petrus nog nie reg daarvoor nie, en Jesus sê dit vir hom. Nou kom ons dink so 'n bietjie, wat sê Jesus vir hom? Jesus sê vir hom, voor die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon. Nou baie interessant, ons lees partykeer ons Bybel net so met 'n halwe oog, en dan sê ons, voor die haan 'n 3de keer kraai, sal jy my verloon. Dis nie wat daar staan nie, daar staan, voor die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon. Selfs in die ander evangelies, Matteus 26 vers 34 sê, voor die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon. Lukas 22 vers 34, voor die haan kraai sal jy my 3 keer verloon. Markus is die enigste een wat so 'n bietjie verskil. Markus 14 vers 30 sê, voor die haan 'n 2de keer kraai, sal jy my 3 keer verloon. Maar daar staan nêrens voor die haan 3 keer kraai, sal jy my verloon nie. Sommige net so 'n interessante kantopmerking. So kom ons dink so 'n bietjie aan Petrus. Van die begin af roep Jesus vir Petrus met 'n baie besondere roeping in gedagte. Jesus wil Petrus gebruik. Jesus wil Petrus gebruik as die rots waarop hy sy kerk bou. In Johannes 1 vers 42. So heel in die heel eerste hoofstuk van Johannes roep Jesus nou vir Simon, wat nou Petrus is. Jesus roep vir Simon en hy noem hom Sefas, wat Petrus beteken. Nou wat beteken Sefas? Wat beteken Petrus? Dit beteken rots. So Jesus roep vir Petrus, Simon Petrus, wat eintlik soos wat ons die evangelies lees, maar 'n onstuimige karakter was, baie passievol, en hy sê vir hom, jy is die rots. Van die begin af sê hy vir hom, jy is die rots. As ons lees in Matteus 16 vers 18 staan, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. So Petrus word van die begin af geroep, om die rots te wees waarop Christus sy kerk bou. En ten spyte daarvan dat dit die roeping is, dat die Here vir Petrus roep en sê, jy's die rots waarop ek my kerk gaan bou, sê hy hier vir Petrus, jy's nog nie reg daarvoor nie. Jy gaan my volg, jy gaan dit net nie nou doen nie. Hy sê vir Petrus, jy gaan my 3 keer verloon, voor die haan kraai. Jy gaan foute maak. Nou dink 'n bietjie in 'n menslike opsig. As jy weet iemand gaan jou ontken, jou verloon, kom ons vat 'n alledaagse voorbeeld. Jy het 'n beste vriend of 'n beste vriendin of selfs in jou huwelik. En jou huweliksmaat of hierdie beste vriend of hierdie beste vriendin praat agter jou rug sleg van jou. Of wanneer iemand sleg praat agter jou rug van jou, kom hulle nie vir jou op nie. Hulle sê nêrens, dis nie waar nie, of jy gaan nie so praat van hierdie persoon of enigiets soos dit nie. Hoe sal dit jou laat voel? Waarskynlik sal jy baie kwaad wees. Waarskynlik sal jy sê, weet jy wat, ek kan nie verder 'n pad met jou stap as jy dit doen nie. In die tyd wat ek jou nodig gehad het om my rug toe te hou, het jy dit nie gedoen nie. Dis waarskynlik hoe jy as mens sou voel. Dis definitief hoe ek sou voel. Dis definitief hoe ek al gevoel het. So, en nie teenoor my man nie, dat ek dan net daar sê, hy het dit nog nooit gedoen nie, maar in ander situasies het ek ook al definitief gevoel, as jy nie my rug toe hou wanneer dit saak maak nie. As jy nie vir my opstaan, wanneer ek nie daar is nie, kan ek nie sien hoe hierdie vriendskap of hierdie pad verder gaan loop nie. Jesus was mens, so dalk kon hy so reageer, dalk kon hy ook so gevoel het, maar hy het nie. Hy het geweet Petrus gaan hom 3 keer verloon, 3 keer ontken. En hy het nog steeds gesê, jy is die rots waarop ek my kerk gaan bou. Hy het nog steeds gesê, jy gaan my volg. Net nie nou nie. Hoekom nie nou nie? Waarskynlik het Petrus nog so 'n bietjie gehad om te groei en te leer. Waarskynlik moes Petrus eers iets ervaar van aan die ander kant staan. Miskien moes Petrus ervaar dat hy ook foute het, dat hy ook toe die druk daar was, nie opgestaan het vir Jesus nie. Want in hierdie oomblik sê hy vir Jesus, ek sal sterf vir u. Hy dink hy sal
nooit van die pad van Jesus kan afdwaal nie, maar toe is hy ook broos. En hy is ook kwesbaar. En hy maak ook foute. En 3 maal ontken hy dit. Ons sien dat dit nie vir Petrus lekker was nie. Ons sien in die evangelies, daar staan, toe Petrus onthou wat Jesus gesê het hy bitterlik gehuil. Hy het hartseer geword daaroor. Dit was nie vir hom lekker om te besef, sjoe, hier was ek verkeerd. Hier het ek 'n fout gemaak. Hier het ek presies gedoen wat Jesus gesê het ek gaan doen. Dit was nie vir hom lekker nie. En uiteindelik het Petrus tog die rots geword waarop Christus sy kerk bou. Kom ons dink so vir 'n oomblik. Wat het gebeur? Petrus het gaan staan aan die kant van die vyande. Hy het gaan staan aan die kant van die mense wat teen Jesus was. Hy het nie tuis gevoel daar nie. En daarom het hy teruggekom na die disippels toe. Dalk het jy al so 'n fout gemaak. Dalk het jy al iewers in jou lewe 'n leuen vertel en dan voel jy nie lekker in jou binneste nie. En dan weet jy moet dit regmaak. Dalk het jy al iewers saam iemand geskinder en dan voel jy nie lekker in jou binneste nie en dan weet jy moet dit regmaak. Dalk het jy al iets gedoen of gesê of opgetree wat jy net in jou binneste gevoel het, maar dis nie waar ek hoort nie. Hierdie wat ek nou doen is nie reg nie. Dalk het jy al in 'n plek ingestap en gevoel, maar hier hoort ek ook nie. Groepsdruk is ongelooflik. Ongelukkig nie net by tieners nie, maar tieners kry regtig swaar onder groepsdruk. En partykeer word daai tieners beïnvloed om in 'n spasie te wees waar hulle nie tuis en gemaklik voel nie. Uiteindelik is dit nie wat jou pad bepaal nie. Uiteindelik is dit nie wat jou definieer nie. Wat definieer jou? As jy daai gevoel het, ek hoort nie hier nie, en jy draai terug na God toe, jy draai terug na die regte pad toe, dis wat saak maak. Petrus was hier op 'n verkeerde spasie, hy het nie tuis gevoel nie, hy het teruggedraai na God toe, en dis wat saak maak. Wat gebeur verder, as ons kyk na Petrus se verhaal? Petrus het Jesus verloon, en dan kom ons by ander gedeeltes. Ons sien dat Petrus en Johannes gehardloop het na die graf toe. In Johannes 20, hulle die leë graf daar gehad. Ons sien dat so Petrus, buiten vir die vroue, was Petrus een van die eerste mense wat gesien het, Jesus is werklik die opgestane Heer. Hy was een van die wat gesien het, dit is die ware Christus. Wat 'n voorreg. As ons Markus 16 lees, dan sien ons dat die engel vir Maria sê, gaan vertel vir die disippels en vir Petrus. Jesus is die opgestane Heer. Petrus word uitgesonder, want Petrus het nodig gehad om uitgesonder te word. Petrus sou dalk in daai oomblik gevoel het, is hy nou nog 'n disipel of nie? Hy het hierdie groot fout gemaak. Maar die engel, 'n engel wat 'n boodskapper van God is, sê, gaan vertel vir die disippels en vir Petrus. En aan Johannes 21 kry ons waar Jesus en Petrus in 'n gesprek is, en ek nooi julle regtig uit gaan lees weer daai gedeelte. Lees Johannes 20, lees Johannes 21, dis regtig besonders. Ek lees dit nie vandag nie ter wille van tyd. Maar in Johannes 21 vra Jesus vir Petrus, het jy my lief? Jesus vra hom 3 keer. En weer eens, ons het al oor hierdie gepraat, ek het al hieroor gepreek. Jesus vra vir Petrus, het jy my met agape liefde lief? Wat is agape liefde? Agape liefde is absolute opofferende liefde. Het jy my lief so dat jy vir my sal sterf? Soos wat Petrus in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het gesê het hy sal. Jesus vra vir hom, het jy my met daardie liefde lief? En wat sê Petrus? Ja, ek het u lief met broederliefde, met filio-liefde. En dan vra Jesus weer, het jy my lief met hierdie opofferende liefde? Het jy my so lief dat jy sal sterf vir my? En sê Petrus, maar ek het jou lief met broederliefde. En dan vra Jesus, het jy my lief met broederliefde? Dan sê Petrus, ek het u lief met broederliefde. Wat besonders is, Petrus het besef, miskien hierdie groot woorde wat hy gespreek het, hy is nog nie daar nie. Op hierdie stadium het hy broederliefde om te gee, nog nie agape liefde om te gee nie, nog nie opofferende liefde om te gee nie. En Jesus sê, maar dis genoeg. As dit is wat jy kan gee, dis genoeg. Hier in die begin, hoofstuk 13, wat ons vanoggend saam gelees het, die gebod wat Jesus gee, is hê mekaar lief met agape liefde.
Hê mekaar lief met opofferende liefde. En Petrus sê, ek sal sterf vir u. Maar dan moes eers 'n paar druppels water nog in die see loop. Petrus moes eers sien, hy het Jesus toe nie op daai stadium lief gehad met agape liefde nie, wel met broederliefde. En dan hier by Johannes 21 sê Jesus, maar as dit is wat jy het om te gee, dis goed genoeg. Want, hoekom? Uiteindelik, een van die kruise hier buite sê dit ook, my genade is vir jou genoeg. Jesus sê vir niemand van ons, Jesus vra dat ons hom lief het met agape liefde, met opofferende liefde. Jesus vra dat ons mekaar lief het met opofferende liefde. En hoe lyk opofferende liefde? Dit kom nie uit 'n plek van selfsug nie. Dit kom uit 'n plek van opoffering. Dit kom uit 'n plek van diensbaarheid. Dit kom uit 'n plek van waarlike omgee. Dis hoe Jesus sê ons mekaar moet lief hê, want as ons mekaar so lief het, sal die wêreld daar buite weet, ons het hom so lief. Maar, soos vir Petrus, sê die Here, as jy nog nie dit kan gee nie, ek vat wat jy kan gee. En Petrus word die rots waarop Christus sy kerk bou. Petrus word die een wat die evangelie verkondig en wat uiteindelik 'n martelaarsdood sterf, want Petrus het God so ongelooflik lief, het Jesus so ongelooflik lief, onvoorwaardelik lief. So gemeente, vandag wil ek daai beroep op julle doen. Ons as gelowiges, ons as 'n geloofsfamilie is partykeer genadeloos met mekaar. Ons is hard met mekaar. Ons gun mekaar een fout, as ons gelukkig is, dalk geen foute nie. En ons verkwalik mekaar oor foute wat ons maak. Maar Jesus het nooit gesê, wees perfek nie. Jesus het nooit gesê, liefde en verhoudings gaan maklik wees nie. Maar Jesus het gesê, hê mekaar lief. Hê mekaar lief met opoffering, met diensbaarheid. Dan sal die mense my in julle sien. So gemeente, kom ons fokus in hierdie week waar ons uitgaan daarop. Kom ons fokus om nie selfsugtig te wees nie, maar eerder selfloos te wees. Om nie te dink wat ek wil hê in 'n situasie nie, maar eerder die ander kant van die situasie in te sien. Om nie te dink wat kan ek hier uitkry nie, maar eerder wat kan ek hierin gee? Hoe kan ek diensbaar wees? Hoe kan ek die wêreld 'n klein bietjie beter maak vir die persoon aan die ander kant? Net 'n klein bietjie. Hoe kan ek agape liefde vir die mense om my binnekring, want hierdie is ons binnekring, vir ons binnekring wys, sodat die mense daar buite kan sien hoe lief ons vir God is. Hoe kan ek dit doen? Ek gaan 'n oomblik van stilte gee en ek wil vra dat julle regtig hieroor dink. Hoe kan jy onvoorwaardelike liefde, agape liefde, hierdie week gaan wys? En dink aan 'n persoon. Dalk is dit maklik. Dink aan iemand met wie jy dit nog nie gedoen het nie. Iemand vir wie jy so 'n bietjie genadeloos was. Iemand met wie jy dalk bietjie hard was. Hoe kan jy hierdie liefde, hierdie week aan daai persoon bewys? Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, ons as mense is so sondig en ons maak so baie foute en Here, partykeer word ons hart van hart. Partykeer wil ons harte so beskerm teen die wêreld, want ons wil nie broos en kwesbaar wees nie, dat ons vergeet waaroor dit uiteindelik gaan. Here, en ons vra vandag dat U in ons 'n passie en 'n liefde vir U opnuut sal aan die brand steek. Sodat ons, omdat ons vir U lief is met hierdie agape liefde, omdat ons vir U lief is met alles wat ons is, dat dit vir ons ook moontlik sal wees om mekaar so lief te hê.
Here, ons tema vandag is, wat het Jesus gesê? En Jesus het nooit gesê, wees perfek nie. Jesus het gesê, mekaar lief. En Here, ons vra dat U dit vir ons moontlik sal maak. Ons vra dat U op ons hart sal druk, die persone aan wie ons hierdie onvoorwaardelike liefde moet bewys, en hoe ons dit aan hulle kan bewys. Ons vra U, Here, om vir ons die krag te gee, die wysheid en die insig te gee, om dit wat ons verkeerd gedoen het, daar waar ons foute gemaak het, om dit te gaan herstel, om te gaan jammer sê. Here, en ons vra dat U dit vir ons moontlik sal maak, om so 'n bietjie na onsself en ons binneste te kyk, so 'n bietjie terug te staan en te vra, Here, waar kan ons opofferende liefde meer uitleef? En Here, om onsself te vergewe wanneer ons foute maak soos Petrus, en te weet dat U nog steeds met ons 'n plan en 'n doel het. Maar Here, om so ook ander te vergewe wat teen ons foute maak, Here. Soos wat die Here vir Petrus vergewe het, soos wat Jesus hom onvoorwaardelik vergewe het en hom onvoorwaardelik lief het. Help ons om dit ook reg te kry. Dankie dat ons kan bid vir ons wêreld. Ons wêreld wat die mekaar is, wat regtig aan die brand is met verkeerde dinge. Help ons, Here, om die wêreld aan die brand te steek met U liefde en U passie, deur lief te wees vir mekaar. Vergewe genadiglik ons sondes, Here, en help ons om ook te vergewe. Dankie, Here, vir U volmaakte, onvoorwaardelike liefde. En dankie, Here, dat U in die skrif ook vir ons sê, dat omdat U ons eerste lief gehad het, is dit vir ons moontlik om ander lief te hê. Laat dit ook so wees in hierdie week waar ons uit mekaar gaan. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Kom ons staan en dan sluit ons af met Vonk 104 vers 1 en 2.
Mag jy vandag leef uit die wete dat Jesus jou liefhet. Nie omdat jy volmaak is nie, maar omdat hy jou liefhet met 'n volmaakte liefde. Sy liefde is onvoorwaardelik. Gaan wees lief soos wat jy liefgehê word. Leef liefde uit met 'n oop hand en 'n sagte hart. Amen.